Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Goeiedag, is weer baie lekker om saam met jou te kuier. En ek wil graag vir ons lees uit Matteus 1 vers 18 tot 25. Ek wil jou uitnooi om miskien dit weer na hierdie gesprek net weer te gaan lees. Lees dit dalk 'n tweede of 'n derde keer deur. En kyk, wat is dalk vir 'n woord wat vir jou uitstaan? Is dalk 'n emosie wat by jou opkom terwyl jy dit lees? So ek gaan vir ons rustig deur Matteus 1 vers 18 tot 25 lees. Jesus word gebore. Nou kom ons by die verhaal van Jesus Christus se geboorte. Dit het so gebeur. Daar was 'n vrou met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef. En op 'n dag het hy uitgevind Maria verwag 'n kind. Josef was baie ongekrap hieroor, want hy het geweet dat dit nie sy kind was nie. Natuurlik was dit die Heilige Gees wat Maria laat verwag het. Maar Josef het dit toe nog nie geweet nie. Omdat Josef die wette van Moses goed geken het, het hy geweet dat dit 'n groot skande vir 'n ongetroude vrou was om 'n baba te verwag. Hy wou Maria nie verneder deur die verloving in die openbaar te verbreek nie. En daarom het hy besluit om stilweg die verloving te verbreek, voordat almal van Maria se swangerskap te hore kom. Terwyl Josef besig was om planne te beraam om uit sy verknorsing te kom, het hy een nag 'n droom gehad. 'n Engel van die Here het vir hom gesê, trou met Maria. Jy moenie bekommerd wees nie, dis die Heilige Gees wat haar laat verwag het. Sy gaan een van die dae 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal sy volk binnekort van al hulle sondes vrymaak, en so die woorde waar geword, wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. 'n Jong meisie wat nog nie by man geslaap het nie, gaan binnekort geboorte aan 'n seun gee, en hulle sal hom Immanuel noem. En as mense hierdie Hebreëse naam vertaal, beteken dit, God is hier by ons. Toe Josef wakker word, het hy presies gedoen wat die engel vir hom gesê het. Hy het met Maria getrou. Hy het egter nie by haar geslaap totdat haar seun gebore is nie. En toe die kindjie gebore is, het Josef hom Jesus genoem. So terwyl ek hierdeur gelees het, en selfs in my voorbereiding, het hierdie woorde Immanuel, God met ons, vir my uitgestaan. En dit het ook 'n emosie by my, emosie van dankbaarheid, 'n emosie van amper afwagte by my losgemaak. So ek wil vir ons net 'n gebed doen voordat ons verder gaan. Heilige God en Vader van ons Here Jesus, die Bethlehemskind, ons dankie vir die liefde en genade wat ons gedra het tot by nog 'n Desember maand, Adventsmaand. Dit is die maand waarin die boodskap van hoop en vrede oral en aan almal verkondig sal word. Maar intussen gaan daar duisende op ons paaie sterf en daagliks sal ons lees van moorde, verkrachtings, misdade en droogtes. Daar is soms so min te sien van ware Christelike vrede. Ons wil so graag hierdie jaar iets van die genade, die barmhartigheid en die vrede ervaar. Mag dit ware Kersfees word oor die hele aarde en tussen alle mense, maar veral ook in my eie hart en my eie lewe. Ons bid dat hierdie maand in ons krag en geloof die toerusting sal gee om ware Kersfeesgangers, vredesboodskappers en vredemakers te wees. Dan sal die kind van Bethlehem opnuut in ons wêreld kom. O Here, laat ware Kersfees vrede in ons mooi land die heerlike werklikheid word. Want dan sal dit waarlik 'n Christusfees wees. Ons bid dit in die naam van die Prins van Vrede, wie se geboorte ons met blydskap sal herdenk. Amen. So ek weet nie van jou nie, maar Kersfees is eintlik 'n baie interessante tyd. Goed, aan die een kant is dit hierdie familietyd, ons eet lekker saam, daar same syn, dis opwindend, en baie van ons het al maande lank daarna uitgesien. Ek bedoel, ons kinders, omdat elke jaar, as Kersfees net verby is, dan word al klaar, maar waar gaan ons volgende jaar wees? Hoe gaan dit volgende jaar lyk? Ek het iemand in my familie gehad wat reeds in April maand al begin dink het aan wat word daar by die Kersete, wat bedien ons en wat eet ons saam. Ek wonder hoe is dit in jou huis? Is dit ook 'n opgewondenheid? Is dit ook 'n stuk excitement?
wat jy beleef. Aan die ander kant is daar baie mense wat aan Kersfees dink en dit is swaar, dit is spanningsvol. Ek dink net aan mense byvoorbeeld in ander dele van die wêreld waar daar oorlog is. Maar dalk in jou eie familie is daar, jy gaan nou rondom 'n tafel sit hierdie Kersfees waar daar spanning is en wat met 'n familielid wat dalk nie eintlik meer goed oor die weg kom nie. Vir van ons is dalk die eerste keer wat ons alleen gaan wees. Vir ander is dit al die eerste keer wat daar alleen te gaan wees aan die Kerstafel. Iemand wat dalk in die afgelope jaar afgesterf het. My pa is so 3 jaar terug oorlede, het haar eerste Kersfees onthou ek soos gister. My skoonma is die afgelope jaar oorlede en dit gaan hierdie jaar ons eerste Kersfees wees sonder haar. Heel waarskynlik net 'n foto van haar dalk 'n leesstoel. Dink aan jou eie tafel, wat is die hartseer daar? Waar gaan jy gemis aan jou eie tafel? En terwyl ek hieraan gedink het ek daai lied van Andrea Bocelli, The Greatest Gift. Gather friends and family around the table. Remember those we love, no longer here. Together, take a moment and be grateful for the joy and for the tears. Hear the angels sing, hallelujah from above, singing peace on earth. There will be peace on earth if we open up our hearts and give a little love. So ek is groot gemaak om te dink aan Kersfees en veral aan die goeie in Kersfees. Dit is nie die een of die ander gewees, dit was net die goeie van Kersfees, die lekker van Kersfees, die positiewe van Kersfees. En ek bedoel, dis iets waarby die TV-advertensies, sosiale media advertensies ingekoop het. Hulle verkoop vir jou daai produk wat eintlik vir jou die Kersfees nog meer blydskap gaan bring, wat vir jou nog lekkerder gaan maak. Dit vir jou leemte gaan vul. En hulle laat jou eintlik maar, ek sal nie sê jok vir jou nie, maar hulle laat jou dink dat, hoorie so, as ek sonder hierdie ding hierdie Kersfees gaan wees, daarom het hulle my verkoop, dan gaan dit nie 'n lekker Kersfees wees. Dit gaan nie 'n goeie Kersfees wees nie. En dis asof daar geen paradokse welkom is in Kerstyd boodskappe nie. So die wêreld amper kom suggereer, jy kan nie gelyktydig opgewonde en hartseer wees nie. Jy kan nie alleen wees en deel van 'n groep wees tydens Kersfees nie. Nou, Kersfees is vir baie mense net goed of sleg. Dit is net lig of donker, dit is net warm of koud. Maar as die paradokse welkom in Kersfees nie. En as jy kyk na die woord paradoks, dan is dit iets wat aanvanklik lyk soos 'n teenstrydigheid, maar as jy nader beweeg aan die paradoks, dan is dit iets wat onverwags betekenisvol en waar is. En as ek kyk na Jesus se verhaal, dan is dit gevul met paradokse. En ek dink daar's 'n uitnodiging in Jesus se verhaal om dat ons na ons eie lewens ook kan gaan en die paradokse in ons eie lewens raak sien. Want baie keer is dit juis hierdie paradokse, juis hierdie onskynlike teenstrydighede wat ons bring by 'n plek waar ons besef ons is diep afhanklik van God. Nou, as jy kyk na paradokse in die Bybel of onskynlike teenstrydighede, dan sê die Bybel ons ervaar oorvloed wanneer ons weggee of wanneer ons oorgee. Ons word vry wanneer ons God se diensknegte word, baie keer se slawe word. Ons word verhef wanneer ons onsself verneder. Ons word wys deur dwaase vir Christus te word. En ons kan eers waarlik leef as ons aan onsself kan sterf. Nou kyk na Jesus net as 'n geboorte. Maar hier kom hierdie keiser, magtigste man op aarde, en jy het Jesus wat hierdie obskure, weerlose kind, is die baba wat in diepste hulpeloosheid lê. Hy is word in sommige kinders as die armste van die armes waarmee homself omring. Hy slaap in 'n krib in ou klere tussen diere, teenoor waar die keiser slaap. En te midde van hierdie paradokse kan niks van die keiser vergelyk met Jesus se glorie in die hemel nie. Voor Jesus se aardse geboorte wat ander in staat sou om geestelik weergebore te word. Jesus wat deel word van 'n aardse familie,
sodat ek en jy deel kan word van 'n geestelike familie. Hier word die koning van konings gebore en ons kry 'n genealogie, 'n geslagsregister vir die seun van God. En as jy kyk na daai geslagsregister, dan kom die heilige God word gebore uit 'n amper sê 'n string generasies van onheilige mense. So Matteus kom en in die paradoks van hy wortel Jesus in die mense se geskiedenis of in die menslike geskiedenis. Hy word vlees en bloed, dis nie net 'n legende oor Jesus. As jy kyk die vroue wat in Jesus se geslagsregister voorkom, dit is ras en kulturele outsiders, Rahab en Rut. Daar's egbrekers en prostituie, Tamar en Rachel. En die ergste is in die Bybelse tyd was jou geslagsregister amper soos jou CV. En Jesus wys sy CV, hierdie koning van konings, en jy sien hier's 'n mengsel van mense ingesluit. So dink bietjie aan die mense rondom jou tafel. Is dit nie ook maar ek het baie keer of kan jy baie keer die gevoel dit lyk soos Jesus se geslagsregister nie? En miskien moet ek net 'n kantopmerking maak en dit is dat jy weet hierdie paradokse, hierdie realiteit van Jesus Christus se menswording. Ek wil net die paradoks in dit, die teenstrydigheid amper aan, is nutteloos as jy in die God van moralisme of in die God van relativisme glo. As jy in die God van moralisme glo, dan hierdie idee dat jy jouself kan red deur goeie werke. Dis waar dit gaan met moralisme. Ek moet net goed genoeg wees, ek moet net soet genoeg wees, ek moet net sondeloos genoeg wees. Dan gaan op oké wees en teenoor Jesus se inkarnasie word dan eintlik onnodig, want hoekom het ek nou vir Jesus nodig om in my plek te kom leef en te sterf? Ek kan mos nou self doen as ek net goed genoeg lewe. Of die paradokse en hierdie oënskynlike teenstrydighede in Jesus se lewe, of die inkarnasie, die God met ons, gaan nie eintlik vir jou sin maak as jy in die God van relativisme glo nie, want binne daai prentjie en daai God het jy nie nodig dat iemand vir jou moet aanvaar met alle liefde nie, want eintlik is niemand verlore nie. Eintlik kan jy self besluit wat is reg en wat is verkeerd. So jy het nie inkarnasie nodig nie, jy het nie 'n God met ons idee of 'n Jesus wat dit kom doen het nodig nie. Maar die God van die Bybel is nie die God van relativisme, is nie die God van moralisme nie. Die God van die Bybel is Immanuel, God met ons. En dis wat Matteus eintlik wil doen. Matteus wil al die fokus op Jesus plaas. En hy wil nie net sê hy kom van God af nie, maar is God met ons. En ek wil byvoeg God met elke persoon rondom jou Kersfeestafel. En die interessante Matteus 28 waar hy ook beloof dat hy met ons sal wees, nie net nou nie, maar ook tot die einde van tyd. So God met ons, om Matteus kom suggereer dat Jesus is eintlik 'n nuwe Genesis, 'n nuwe begin soos in die Ou Testament. God met ons, wil hy eintlik sê God met ons in Josef se situasie, waar hy pa staan vir Jesus se maagdelike geboorte. God met ons is eintlik baie meer gefokus op Jesus se identiteit as die geboorte self. As jy Matteus 24 lees, toe Josef wakker word, het hy presies gedoen wat die engel vir hom gesê het, en Maria getrou, het egter nie wel geslaap totdat haar seun gebore is nie. Toe die kindjie gebore is, het Josef hom Jesus genoem. So hy fast track en verby die hele geboorte storie en sê maar hy's gebore en ons het hom Jesus genoem. Dis sy identiteit, hy's God met ons. En dis goeie nuus vir almal. God is met ons in ons alledaagse. God is met Maria, gewone meisie. God is met Josef, die arme man. Ek bedoel, hy was in 'n slegte spasie. God is met haar kind, Jesus, in die gewone geboorte. God is met mense wat op 'n manier teen godsdienstige tradisies hier ingaan. God is met Josef en Maria in 'n huwelik wat een of twee kulturele reëls oënskynlik oortree het. God is met ons in die gewone lewe.
waar hy deur sy ongewone, kreatiewe en transformatiewe krag ons lewens kom verander, ons lewens kom omdop, onskynlike teenstrydighede in ons eie lewe bymekaar bring. So dink aan paradoks in jou eie lewe. Dalk op vandag se Kersfeestafel. Hoe lyk God met ons rondom die tafel, rondom die Kersfeestafel? Jy sal hom dalk net raak sien wanneer jy later saam eet. Want God met ons is baie keer die vrug van die Gees wat jy raak sien. Liefde. Hoe lyk liefde rondom my Kerstafel? Hoe lyk vreugde rondom my Kerstafel? Hoe lyk vrede rondom my Kerstafel? Hoe lyk vriendelikheid? Hoe lyk geduld? Hoe lyk goedhartigheid rondom my Kerstafel? Hoe lyk getrouheid? Hoe lyk nederigheid? Hoe lyk selfbeheersing? En wanneer ons van hierdie dinge rondom 'n Kerstafel sien, laat ons mekaar herinner dat God met ons is. Met ons as individue, maar ook met ons as 'n familie, met ons as 'n gesin. En al voel dit partykeer of ons nie pas nie, asof daar paradoks rondom die tafel is. Dan kan ons weet God is steeds met ons. En iemand wat ek ken, Iwer, het onlangs hierdie geskryf oor Kersfees en ek wil dat jy graag met dit los. By vele Kerstafels is al vir die eerste keer of vir die soveelste keer 'n stoel leeg, 'n geskenk en storie en drankies minder. 'n Oupa, sussie, hy, sy, geliefde, 'n naam oor wie ons huil in hierdie tyd. Kerstyd kan genadeloos voel. Kerstyd kan jou skuldig laat voel. Kerstyd kan jou fake laat voel. Hulle sê jy verdien dit. Hulle sê jy moet dankbaar wees. Dis wat by die see. Jy moet memories maak. Terwyl jy net wil krimp en huil en jy moeder nog een keer vra om jou gunsteling pudding te maak. Skep moed. Skep hoop. Skep asem. Selfs in Kerstyd is jou hartseer welkom. Ek hoop Kersfees voel ligter met tyd. Ek hoop die stoel wat lees aan my Kersete word nooit vergeet nie. Ek hoop jy laat ander toe om Kerstyd te geniet. Dis wat jou oorlede geliefde sou wou hê. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.